hierdie eerste 6 maande van hierdie jaar fokus ons net daarop, om te sê, Here, hoe kom hierdie woord en hierdie hoop word dit lewendig in my? Want ek kan net iets gaan gee as ek dit binne in my het op die einde van die dag. So dit is wat ons journey is die laaste tyd. Ons het die laaste 6 weke eintlik spandeer om te fokus op hoe Jesus ons kom leer het om te bid. Ons het gefokus op in 'n baie lekker studie daaroor gedoen. As jy dit gemis het, kan jy dit opvang op ons YouTube channel. Dit is daar so in 'n playlist. Ons Vader is die reeks naam. En ons vat hom nou verder, want ons het agtergekom dat 'n gebed is nie 'n one-way gesprek waar ek net vir die Here sê wat in my lewe aangaan nie, want Jesus sê hy weet klaar wat in jou lewe aangaan. Dan vra baie mense nou, hoekom bid ek dan? Dan sê ek, ja, dis die juiste ding. Daar's iets wat ons gaan mis as ons nie bid nie. En ons het daarop gefokus. En saam met dit is dit, maar as dit dan nie enige rigting gesprek is nie, en die Here praat my terug, hoe hoor ek dan God se stem? En dit is my so voorreg om vanoggend vir Rick Mouser, hy is een van die vaders van Doxa Deo, wat Doxa Deo so 30 jaar terug, het die Here al begin praat oor hierdie bediening en dit wat ons mee besig is. En Rick was deel van die eerste span, wat Doxa Deo tot stand gebring het, 'n incredible man in my lewe persoonlik. Ek was so elke nou en dan onder sy vlerk, dan uit sy vlerk uit, soos wat ons van verskillende kampusse bedien het daar so in Pretoria. Maar ongelooflik baie dankbaarheid vanoggend dat jy hier by ons kan is, en ongelooflik baie wysheid wat jy al in soveel mense se lewens kom inwerk het, en dat jy jou lewe beskikbaar stel vir die Here om deur dit te werk. So Rick, baie welkom. Kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap. Hy's van Pretoria. En dankie dat jy saam met ons kuier vanoggend. Dit is so voorreg. Dankie vir die uitnodiging, JT. Waardeer dit. Heerlik om hier by julle te wees. Stellenbosch, heerlike plek. Ek moet bely, ek het op UCT gaan swat, want ek het met 'n agterstand in die lewe groot geword. Ek het in 'n Engelse huis groot geword, so Stellenbosch was my nie beskore nie. Ek sou min gevolg het, maar ek het daarom daar, in daai seisoen het ek geleer Afrikaans praat, en ek het 'n Afrikaanse nooi ontdek, en sy is nou my ex-nooi, sy is nou my vrou, so ons pak die lewe saam aan, en my kinders weet nou nog nie of hulle Engels of Afrikaans is nie, en ek wil hulle nie verward nie, ek dink hulle is verward genoeg. Hier is ons op week 2, as ek het reg het, in hierdie kuier rondom hoe om die stem van die Here te hoor, en om in die gewoonte te groei, om die stem van die Here, na die stem van die Here te luister. En dit wat julle vanoggend hier hoor, is maar deel van 'n groter gesprek, en ek vertrou, dit gaan bydra tot jou groei in hierdie area. So ek het net vanoggend gedink, daar's 2 goed wat ek met julle kan deel, die goed wat ek deurgestoei het in my pad om die Here te leer ken en sy stem te hoor. Daar's 'n paar goed wat hinder, en daar's 'n paar goed wat help. So ek het ek besef, al my slides en goed is in Engels, so as julle Engels kan lees, is julle veilig. As julle nie kan nie, vra iemand langs jou om te verduidelik wat ek nou probeer verduidelik hier. Daar's goed wat help en daar's goed wat hinder. So kom ons begin dan met die goed wat hinder, en ons gaan dan na die goed wat help. Eerstens, ek dink as ons nie heeltemal die aard van die realiteit waarin ons bevind, as ons dit nie sinvol mee werk nie, gaan dit 'n hindernis word. Soos byvoorbeeld, julle het gewonder waaroor gaan die appel. Julle weet waaroor gaan die appel. Die ou wat die grootste goed ontdek het rondom swaartekrag en sovoorts, dit was die appel se skuld wat op sy kop geval het, wat hom laat verstaan het, okay, dis hoe die lewe werk. Jy sien, swaartekrag is in hoe God goed aan mekaar gesit het, gebou. Ons kan wens dat dit anders gelyk en anders gewerk, maar dit wat ons wens en hoe God goed aan mekaar gesit het, is nie altyd dieselfde nie. Onthou in Matteus 22 vers 29, waar Jesus met die Fariseërs, of was dit die Sadduseërs? Ek weet nie, daar was soveel ouens wat hom laat verduidelik het, hy is verkeerd en hulle is reg. Maar in een van daai gesprekke sê hy vir hulle, julle dwaal, want julle ken nie die skrif nie en ook nie die krag van God nie. Nou, die krag van God, ek het in 'n redelike Pinkster agtergrond, Pinkster charismaties groot geword, en het altyd vir my verduidelik, Jesus sê jy moet die krag van die Heilige Gees leer ken.
En toe later eers ontdek, dis nie net wat hy daar bedoel nie, hy bedoel baie meer as dit. En een van die aspekte van wat hy hier onder ons aandag wil bring, as jy nie weet hoe God goed aan mekaar gesit het nie, dan werk jy verkeerd daarmee. En ek dink Miles Monroe het ons gehelp met daai stelling waar hy sê, where purpose is unknown, abuse becomes inevitable. Godsdienst, religion is the abuse of people who do not understand their purpose as spirit-led creatures. If we don't live according to our default, if we don't live according to the way we've been designed, gaan ons na plekke toe gaan en lewenswyses aankweek of aanleer wat teen ons gaan tel. Die appel, swaartekrag, hoeveel van julle seuns, hoeveel van julle manne terwyl julle seuns was, het gewens julle kan vlieg? Het julle ook geprobeer van goed afspring om te sien of jy kan vlieg? Die verstuite enkels, die gebreekte bene, daai klas van goed, elmboë, wat ook al. Dit was vir ons baie lekker as seuns. Ons het 'n redelike, so kort afstand van die parkie gebly en dit was die lekkerste ding om op die swaai te klim en om te swaai en op sy verste van hom af te spring. As my ma geweet het ons doen dit, was dit chaos. Maar eendag het sy ontdek dat ons dit doen. Want my ou boet op die swaai, broek het vasgehaak en pleks van om te vlieg, is hy ondertoe gesleep, elmboog vergruis. That put paid to a whole bunch of stuff. Toe ontdek my ma, ons is besig om dit te doen op die swaaie. Dit was laaste. Ons mag dit nie meer gedoen het nie. Swaartekrag het 'n manier om jou aarde toe te bring, ja, om jou te laat ontdek. Maak nie saak hoe ek wil. God het goed aan mekaar gesit op 'n manier, en ek moet in lyn kom met hoe hy goed aan mekaar gesit het. My persepsie van realiteit, my belewenis van die wêreld, is nie altyd die waarheid nie. Want ek beleef, ek is in die middelpunt van alles, en alles werk om my. Ek meen, selfs die son draai om my, né? Die son kom op in die oggend. Waar kom die son op hier in Stellenbosch? By the way, daai kant, is dit ooste? Alright, in die eerste diens het hulle gesê, daai kant, maar okay. So die son kom op, die son draai om my, en hy gaan sak, ek is die middelpunt van alles, né? Maar die van julle wat by matriek verby gegaan het, julle sal verstaan, die aarde draai om sy as, en ek gebruik die woord as in die wetenskaplike sin, en nie die colloquial sin nie. Die aarde draai om sy eie as, en ek is iewers op die aarde, en soos wat die aarde draai, draai ek om die son. So die son draai nie om my nie, ek wentel om die son. Wanneer daai skuif plaasvind, as dit wat in die fisiese gebeur, as daai skuif plaasvind in jou gees, en jy besef, ek is nie die middelpunt van die skepping nie. God laat die skepping om iets of iemand anders draai as ek. Ek besef, daar's 'n paar mense in hierdie wêreld wat dit nog moet ontdek. Ons kom hulle teë op 'n klomp komitees en 'n klomp plekke in die wêreld en ons beleef, oh my word, as jy net kan ontdek dat die wêreld nie om jou draai nie, né? Ek dink die Heilige Gees wil ook vir ons laat verstaan, die wêreld draai nie om ons nie. Partykeer gebeur goed met ons, ten spyte van ons, en nie noodwendig ter wille van ons nie. Iemand soos Josef het seker daai ontdek, né? Ek meen, hier is hy kry hierdie drome, wat die Here hom opstel vir leierskap, wêreldwye leierskap, son, maan, al kom buig voor hom, so die omvang van die droom van sy leierskap is net so huge, en daar land hy in 'n put, en dan is hy 'n slaaf, en dan is hy in die tronk, en niks daarvan is sy eie skuld nie. En ek dink hy kon vir die Here gevra het, so hoe nou, ek meen, lekker droom, nee, maar die droom en die realiteit is so ver uit mekaar het verwyder, hoe nou?
Maar op die einde van sy lewe, wanneer sy broers nou probeer, hoorie Boeta, verstaan nou mooi, pa het gesê, jy weet, wees genadig met ons en alle goed. Josef sê, manne, verstaan julle nie? Dit wat julle gedoen het, om my seer te maak, het die Here gevat, en totaal en al omgeswaai, tot julle voordeel. Never in that whole process het Josef gedink, what's happening to me? Why is God doing this to me? What have I done to deserve this? Nooit om homself gedraai. Altyd, okay Here, hier's ek nou. Wat kan ek doen terwyl ek hier is? Wys my, wat is u plan met hierdie ouens, waarmee ek nou hier besig is? Elke keer vat die Here hom, en hy groei, in sy besef van, die Here is besig met iets groter, as sy eie lewe. As ons nie, vanuit daai perspektief, met ons realiteit gaan werk, gaan ons die stem van die Heilige Gees nie net mis nie, maar ons gaan hom verkeerd vertolk, en ons gaan goed glo en doen, en aktief raak met goed, wat die Here nooit wou gehad het, ons moet besig wees nie. Dat hy die wêreld geskep het, dis ons vertrekpunt, dat hy persoonlik met ons in gesprek wil wees, dis 'n gegewe, maar wat hy vir ons wil sê, daar moet ons groei. So kom ons gaan in, daai eerste een, die aard van die realiteite waarin ons bevind. Tweedens, die aard van my mens wees. Hoe het die Here my aan mekaar gesit as mens, sodat ek sy stem die natuurlikste hoor en daarop kan reageer? Volgens die skrif is ons as drie enige wesens aan mekaar gesit. Gees, siel, liggaam. Soos wat my liggaam sintuie het om te kan beleef die omgewing waarin ek is. Ek het, hulle sê 5 sintuie, is ek reg, 5 sintuie, nee. Dit is om sig, reuk, smaak, gehoor en gevoel. Voel, ja, tas, sintuig, hierdie, my vel, is die grootste sintuig van hulle almal. Hy bedek my hele wese. It's the biggest sensory capacity that I have. So ek is ontwerp op so 'n manier dat ek my fisiese omgewing kan beleef en daarop kan reageer. Ek is ook ontwerp op 'n manier dat my siel die vermoë het om aan te voel wat in die omgewing en in my verhoudingswêreld aan die gang is. Hulle noem dit EQ, Emotional Intelligence, né? Nou, ek moet bely, ek het klaar vir die ouens op span gesê, daar waar ek is, in Doxydale Parkview, ek dink my EQ is besonder laag. Jy moet reguit vir my sê, as my asem stink of die en daai en die ander. Ek kom nie natuurlik dit agter nie, because ek voel, ek is te min op myself ingestel om regtig om te gee hoe ek ander mense beïnvloed. En ek het vir hulle gesê, talk to me. Die dag wat ek vir die ouens sê, jy weet, dis wat ek nou besig is om agter te kom, my EQ is baie laag, Tops, wat my spanleier is, hy gaan aan die lag, hy sê, ja nee, hy beleef dit. En hy vertel hulle van 'n geleentheid paar jaar terug. Hy was die worship leader van die campus op daai stadium en ek was daar in 'n support role. En hy het vir my gevra een donderdag aand moet ek maar net die worship team hardloop en so voort. En ek sê nee, is reg. Ek dink dit was die volgende week bel hy my en sê hoe donderdag aand gegaan. Ek sê nee, awesome. Ons die gedoen, alles uitgesort, gereed vir Sondag. Hy sê daai Vrydagoggend moes hy 4 doodslaan soos min. Sê van hierdie vrou het dit gesê en daai ou daarop gereageer en hierdie vrou het met hierdie ding gehardloop en dit was 'n byenes en hy moes 4 doodslaan die hele Vrydag na die donderdag aand se oefening en ek is salig onbewus. Clueless. I didn't even know that was happening. So in daai opsig, daar is ouens wie se EQ baie beter of beter ontwikkel is as ander. Ek is ongelukkig een van daai wat
I don't notice things like this. So the sensory capacity of my soul in daai opsig is dalk 'n bietjie onderontwikkel. Maar wat ons derde dimensie van ons menswees aanbetref, ons gees. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar jy is ook ontwerp met 'n sintuig. Jou gees het 'n sintuig om te kan agterkom dat God aan die woord is, dat God aan die werk is. Jy kan in die gees, kan jy goed begin bespeur. En die Bybel noem daai sintuig geloof. Dis hoekom 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, ons wandel deur die geloof en nie deur te aanskou nie. We're walking by faith and not by sight. Faith is the sensory capacity of my spirit that enables me to perceive God at work, enables me to discern God speaking to me. Ek is ontwerp op daai manier. Een van die goed wat teen my tel is wanneer ek teen my ontwerp met God wil werk. Soos byvoorbeeld, 'n liniaal en 'n termometer is al twee meetinstrumente, maar hulle meet verskillende goed. Dit help nie, ek sê vir die ouens wat die matte kom lê in my sitkamer, my mat is 27 termometers lank. Die termometer meet nie afstand nie. Ek moet in sentimeter of meter of wat ook al met die ouens praat, want die liniaal se taal is wat hulle verstaan vir oppervlakte, afstand. Die termometer meet temperatuur. Al twee is meetinstrumente, maar hulle meet verskillende goed. Die rasionele aspek van wie ek is en die geestelike aspek van wie ek is, al twee van hulle het meetinstrumente. In my gees het ek die sintuig van geloof wat my help meet wat in die geeswêreld aan die gang is. Terwyl die rasionele, die kognitiewe, die vermoë om uit te redeneer en logies goed te laat sin maak, daai is deel van my sielsmens, my sielkundige samestelling. Dit help nie. Ek gebruik my sielkundige meetinstrument om agter te kom wie's God en waarmee is hy besig. Want ek gaan totally verward raak, want my sielkundige meetinstrumente is nie ontwerp primêr om God se teenwoordigheid te beleef en daarop te reageer. Te veel van ons misbruik ons samestelling en raak verward, want ons, nee, ek hoor nie nou die stem van die Here nie. Okay, are you using the ruler or you using the thermometer? Watter instrument gebruik jy wanneer jy sê, ek hoor nie die stem van die Here nie? Ja, natuurlik. Pel van my wat in die patologie, dink ek, wêreld is, waar hulle nou al bloed ondersoek, waar is al die goed wat skeef loop en sovoorts, die goed wat nie hoort nie. Hy sê vir my, nadat ek dink op 'n stadium moes ek 4 of 5 buisies bloed indien vir een toets. Nou, hulle het gesê, alright, dis of dit of dit. Toe dog ek, okay, so 2 goed wat hulle dink is verkeerd, nou gee ek wat 6 buisies bloed, 6 buisies bloed nodig vir daai 2. Hy sê, nee, dis die aard van die toetse, want wat hulle doen, hy verduidelik dit so vir my. Hy sê, die ouens is op soek na hase. So wat hulle doen, hulle sit haasbrille op en dan jaag hulle al daai goed daardeur totdat hulle 'n haas sien. En as hulle nie 'n haas sien nie, dan sê hulle, okay, jy's haasvry. Dis okay, daar's nie hase hier in hierdie goed nie. Ek sê, maar dis dom. Hoekom haal hulle nie die bril af nie en kyk en sien, hier's nie hase nie, maar hier's leeu's, hier's beere, hier's bokke, hier's allerlei goede. Ek sê, hoekom doen hulle dit nie? Ek sê, nee, dis nie hoe dit werk nie. Jy soek hase of jy soek niks. En te besef ek, maar partykeer is dit hoe ons werk. Dis hoe ons met die Here werk. Ons sit my bril op van my lewe, hoe goed vir my moet sin maak, en ons sit daai bril op, nou kyk ons na die skrif en ons kyk na die geeswêreld, is nee, maak nie vir my sin nie, nee, maak nie vir my sin nie, nee, erken niks nie, nee, die goed werk nie vir my uit nie. Hoekom? Want ons sit die verkeerde bril op om na die goed te kyk wat daar is. As ons nie besef dat ons besig is om dit te doen nie,
kom ons weg van die gesprek oor luister na die Here met frustrasie. Ek hoor hom nie. Well, use the right instrument and you might. Stop using the wrong instrument. Get the right instrument. Gebruik jou gees, die sintuig van geloof, om na die Here te luister. Twee goed wat my baie gehelp het, om die stem van die Heilige Gees uit te pluis, was, ek moet eers agterkom waaroor wil die Heilige Gees met my praat. Hy wil nie met my praat oor die aandelebeurs en die China-krisis, hy wil nie met my oor daai goed praat nie, want as hy met my oor daai goed praat, gaan dit niks vir my help nie, en daar gaan niks verander nie. Ek is nie die president van Amerika, wat nodig het om die aandelebeurs en wat ook al, en die China-krisis te verstaan, sodat hy daarop kan reageer en iets verander nie. Ek is nie daar nie, so die Here gaan nie met my oor daai goed praat nie. Hy gaan met my oor ander goed praat. Nou, kom ons gaan na Johannes 16 toe, kom ons vind uit, waaroor wil die Here met ons praat? Waaroor wil die Heilige Gees met ons praat? Johannes 16, ek lees hier vanaf vers 8, dink ek, tot so vers 15, dink ek. Alright, so, ek lees in die Afrikaanse ou vertaling, want dis die taal wat Jesus gepraat het. Nee, I'm just kidding, alright, goed, julle het dit geweet, nee. Hier praat Jesus met sy disippels, dis in die bovertrek, dis die aand voordat hy gekruisig word, hy is besig om hulle die laaste paar goed, die belangrikste goed met hulle te deel oor, wat gaan hierna gebeur? So hy stel hulle op daarvoor, praat van die Heilige Gees wat gaan kom, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Skip vers 12, gaan aan in vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Kan jy sien, Jesus is besig om die inspraak of die gesprek wat die Heilige Gees met ons wil hê, in twee kategorieë te kom plaas. Die eerste kategorie van die Heilige Gees se betrokkenheid en aanspraak of inspraak in mense se lewens, die eerste kategorie noem hy die wêreld. Wanneer, vers 8, wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So waaroor wil die Heilige Gees met die hele wêreld praat? Oor sonde. So wanneer jy in die kerk instap en jy's besig om te aanbid en dis vir jou so lekker en skielik word jy herinner aan jou sonde, met ander woorde wat ons dan hieruit moet aflei is, dis die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil my herinner aan my sonde. Behalwe natuurlik, as jy eintlik lees wat daar staan, wie is die wêreld en hoekom wil die Heilige Gees hulle van sonde oortuig? Volgende vers 9. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Wie is die hulle? Is die wêreld. Wie is die disippels? Is hulle die wêreld? Wel, blykbaar nie, want die ouens wat nie in Jesus glo nie, dis die ouens wat in hierdie kategorie pas, wat hy die wêreld noem. Blykbaar is die disippels nie in daai kategorie nie, want hulle het klaar in Jesus geglo. Hulle sou nie in die oppersaal gewees het nie, as hulle nie in Jesus geglo het nie. Hulle sou nie so ver met hom gestap het nie, as hulle nie in hom geglo het nie. Matteus 16, Petrus, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Ons weet wie u is, en ons glo. So die hulle en julle
twee verskillende groeperings. Die Heilige Gees wil met hulle, wie is hulle? Die ouens wat nie in Jesus glo nie, hy wil met hulle praat oor hulle sonde. OK. So, wanneer ek dan hier besig is om te aanbid en ek word herinner aan my sonde, wat is die effek of wat is die resultaat daarvan? Wat gebeur in my wanneer ek herinner word aan my sonde? Dis, jy weet, dankie Heilige Gees dat jy my herinner en ek hou op worship want ek meen ek is useless, ek is, jy weet, soveel goed wat skeefloop, ek moet maar liewer sit en nie worship nie. Is dit wat die Heilige Gees wil hê? Nee, natuurlik nie. Hy wil hê jy met die Vader aanbid. Hy wil hê jy met Jesus verheerlik. Dis wat hy sê in die tweede deel, wanneer hy kom, hy sal julle in die hele waarheid lei, en hy sal my verheerlik, en hy sal dit wat die Vader aan my gegee het, vir julle kom deel. Dis waarmee die Heilige Gees besig is. As ek nie kan onderskei, dat die Heilige Gees met my oor ander goed wil praat, as wat hy met die wêreld wil praat, dan val ek in die vyand se slaggat van, OK, hierdie skuldgevoel oor my sonde, dit moet die Heilige Gees wees. Dis nie die Heilige Gees nie, dis die aanklaer van die broers. It's the accuser of the brethren, who refuses to believe that the grace of God is so great, that even a useless failure of a sinner like me, can experience the grace of God, saying, I love you in spite of. I see you differently to the way you see yourself. Ek sien jou as my beminde. Ek het jou lief. As ons nie daai skuif hier maak, as ons nie agterkom, OK, waaroor wil die Heilige Gees met my praat? Kans is baie goed. Ek gaan ontspoor word deur dit wat die vyand die hele tyd vir my wil sê en nooit op spoor kom met die gesprek wat die Heilige Gees met my wil hê. As jy 'n gelowige is dit, vers 13, wat die Heilige Gees met jou wil kom praat. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, hy sal julle in die hele waarheid lei. Terug na Sondag, worship, besig om te aanbid. Hier's waarhede wat op die skerm kom, wat ek kan sing. En die Heilige Gees het liedjieskrywers geïnspireer uit die skrif uit om hierdie waarhede in ons taal, in ons dag te kom verwoord. Die Heilige Gees wil my in hierdie ontdekking van hierdie waarheid inlei. Hy wil hê my ore moet my stem hoor, hierdie waarhede uitspreek. Wat wil die vyand hê? Hy wil nie hê ek moet die waarheid ontdek of bely nie. So wat die vyand doen is hy kom herinner my aan my sonde, sodat ek ophou daar lees en ek besig raak met, weet jy, ek het die Here so teleurgestel. Ek het hierdie week so droog gemaak en ek mis die waarheid wat hy vir my wil kom oopbreek. Plek daarvan dat ek doen wat Jesus sê, agree with your enemy on the way to court. Ja, so wanneer raai wat, ek is 'n worship leader. Daai gedagtes, ek spring nie daai goed vry nie, maar daai gedagtes het al hoe minder begin kom, want ek het geleer hoe om met daai gedagtes te werk. Ek besig om worship te lei en ek sing hierdie waarheid, en hier in my agterkop kom, ja, chom, jy kan lekker praat, nee, jy sê die goed, maar jy vergeet van wat jy 2 weke, 3 weke, wat ook al. I agree with my enemies. Yes, I got that wrong. Ek het daar so droog gemaak. But isn't that a greater testimony of the grace of God, that iemand wat so droog gemaak het, nog steeds sy genade so kan geniet. Sy vryspraak so kan verwelkom. Is dit nie a huge testimony to the grace of God, the power of the blood of Jesus, the grace, the presence of the Holy Spirit, that in spite of the fact that I get things wrong, He still wants me to inspire and encourage others with the truth that He is communicating through me. I agree with the enemy. And guess what? Daai gesprekke wat die vyand na my toe bring, raak al hoe minder, want hy besef, hy wen nie. Ek het klaar uitgevind, dis nie waaroor die Heilige Gees met my wil praat nie, want ek pas nie in daai kategorie van die wêreld nie.
Ek is 'n gelowige, ek is 'n kind van God. Dis waaroor hy met my wil praat. Hy wil die waarheid vir my kom oopbreek. Wat hy hoor, okay, jy onthou vir Gideon, nee, die broer in die Ou Testament, daai rigter wat daai 10.000 manne met net 300 van sy eie verslaan het. Gideon, interessante perd, jy onthou, hy was so in 'n wynkelder besig om koring te wan, die vreemdste ding, jy doen nie dit in 'n wynkelder nie, maar in elk geval, en hy kruip weg, en skielik staan hier 'n engel langs hom, en sê vir hom, wees gegroet, dapper man van God. Gideon dog, hy is alleen, hy check en besef, hy is alleen, so die engel praat met hom, dapper man van God. Nou probeer hy vir die engel verduidelik, perd, ek dink jy's by die verkeerde adres, want ek is, jy weet, en hy verduidelik, gaan op sy pen, dapper man van God, hierdie ou, pas nie by mekaar nie. Waar kom die engel vandaan? Troonkamer. Waar het hy gehoor? Wie's Gideon? Troonkamer. Dieselfde Heilige Gees, wat die Hebreërs skrywer, Gideon se naam, in die boek van geloofshelde laat opskryf het. Daai selfde Heilige Gees, sê vir hierdie engel, daai ou, wie se naam, eendag in daai boek opgeskrywe gaan staan, daai ou het nou 'n boodskap nodig. Gaan praat met hom, sê vir hom, dis my plan. Nou die engel se begrip van wie Gideon is, word nie ingekleur deur waar Gideon is nie. Hy word ingekleur deur wat van hom in die troonkamer gesê word. Vanuit daai kom die engel en praat met Gideon. Gideon weet nog nie dat sy naam in daai boek opgeskryf gaan staan nie. Hy weet net waar hy is. Hy weet nog nie wie hy is nie. So kom die Heilige Gees. In spite van waar ons is, hy kom praat met ons oor wie ons is. Hy kom vertel vir ons wat die Vader van ons dink en oor ons sê in die troonkamer. As ons nie leer hoe om dit wat die Here vir my wil sê te kan onderskei nie, gaan ek nie met die Heilige Gees saamstem nie, en ek gaan met hom stry, vir hom sê, nee, ek praat nou met die verkeerde ou. Wanneer die Heilige Gees met my praat, en waaroor hy met my wil praat, stel my op om te kan reageer, op wat hy vir my sê. En hier moet ek leer, om konsekwent te wees, wanneer hy seker goed aan my openbaar, dat ek daarop reageer. Soos byvoorbeeld, ek wil jou die gawe van genesing gee, en hier is iemand in hierdie plek wat siek is. Gawe van genesing. Ek het hierdie krap in my keel en ek hoes, ek dink nie ek het die gawe van genesing nie, ek dink ek het die gawe van genesing nodig. Maak nie saakie, ek wil jou vir iemand anders laat bid, sodat ek hulle kan gesond maak. As ek dit hoor en daarop reageer, raai wat gebeur. Die Heilige Gees doen deur my, wat hy vir daai ou wil gedoen hê. En of ek daarmee saamstem of nie, dikwels wil hy hê, ek moet glo, dat hy my wil gebruik, en daarop reageer, of ek wil of nie, maak nie noodwendig saak aan my nie, maar dit verander iemand anders se lewe, wanneer ek hoor, daarop reageer, en doen, wat hy vir my sê. Hebreërs 5 vers 12 en 14, praat van een van die kenmerke van iemand wat na volwassenheid toe groei, in terme van hulle verhouding met die Here, is iemand wat kan onderskei tussen goed en kwaad. Ek wil nie nou in 'n gesprek ingaan van die boom van die kennis van goed en kwaad, maar hoor die verskil, die naam van die boom van die kennis van goed en kwaad, en Hebreërs 5, volwassenheid, iemand wat kan onderskei, om te kan onderskei en iets te ken, is nie noodwendig dieselfde ding nie. Kennis het te doen met die sielsdimensie. Jy redeneer hom uit, jy werk hom uit, jy ervaar. Experience takes you to knowing the difference between. Okay?
So die meeste van ons, nadat die plastercast en die been gesond is, we know it's not safe to jump off the roof of the whatever, right? We know it's not safe, because experience has taught us, painful experience. So om die verskil tussen goed en kwaad te ken, is dikwels 'n siels-liggaams-dimensie ding. Maar om die verskil tussen goed en kwaad te kan onderskei, is dikwels die inspraak van die Heilige Gees in my gees. En my gees is wakker genoeg om te besef, dis nou die Heilige Gees wat vir my sê, don't go there. Of is die Heilige Gees wat vir my sê, well done, I'm so glad you did that. Daai is om te kan onderskei. En terwyl ons wonder, moet ek of moet ek nie, is dit reg of is dit nie? En daai gevoel van, nadat jy dit wel gedoen het, die vrede van die Here, hey, this worked out the way God wanted it to work out. Daai vrede wat verstand te bowe gaan, amazing. En so leer ons om gehoorsaam te wees aan die, soos wat Romeine 7 vers 6 praat van the inner promptings of the Holy Spirit. Hebreërs 11 sê, by faith, vers 3, die eerste deel van vers 3, by faith we understand. Die prioriteit wat gegee word aan die sintuig van my gees, iemand na die eerste diens sê vir my, so wat is hierdie 6ste sintuig ding? Dis die gees se vermoë om God te bespeur en te hoor wat die Here sê. Daai is wat die wêreld noem 'n 6ste sintuig, want dit pas nie in by die 5 fisies wat ons het nie. The Bible calls it faith. Faith is the sensory capacity of your spirit. We walk by faith and not by sight. Ons gebruik hierdie sintuig en nie daai nie, as ons regtig volgens die Here se wil wandel. Efesiërs 1:18 praat daarvan dat ons, Paulus bid dat die oë van jou verstand verlig sal word. Having the eyes of your heart or your understanding enlightened. Waar kom hy lig vandaan? Die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou gees is besig om lig op jou verstand te gooi, sodat jy kan begin, dit wat jou gees weet is die waarheid, in jou gedagtes, dat jy imagery, vocabulary, daarvoor kan kry. That's what's happening when the eyes of your soul or your understanding become enlightened. Daai lig kom vanuit jou gees in jou siel in. 2 Korintiërs 5:7, we walk by faith and not by sight. Die twee hoef nie in konflik te wees met mekaar nie, maar die twee is altyd in kontras met mekaar. En die prioriteit moet lê by walking by faith and not by sight, when the two are in conflict with each other. Ek love die stelling wat iemand eendag gesê het, if you want to have the peace that surpasses all understanding, maybe you need to give up the right to understand. Maria sit met dieselfde spanning, wanneer die engel vir haar sê, dis die Here se plan vir jou, en sy sê, ek weet genoeg om te weet, dis nie hoe dit gewoonlik werk nie. So, hoe gaan hierdie werk? En die engel verduidelik vir haar, sê, well, die Here, he's got this, he's going to make this happen. All he wants is for you to say, are you on board or aren't you? En sy sê, okay, ek hoef nie te verstaan hoe dit gaan gebeur nie, maar ek is in. I'll do whatever he tells me. Dis dieselfde goed wat sy sê in Johannes 2, Jesus by die troue, sy laat weet, daar's nie wyn nie. Hy sê, okay, never mind, daai antwoord, maar hier gaan sy na die diensknegtes toe en sê, wat hy ook al sê, doen dit. I mean, this is the way she began to live her life as a result of that experience that she had with God. Haar hele lewe so ingerig, wat hy ook al sê, kom ons doen dit. We walk by faith and not by sight. Laastens, as jy dalk besig is om, hoe sal ek sê, die waters te toets, is hier die Here of is dit nie? Ek het hierdie beleef, ek weet nie of dit die Here is of nie. Samuel, as laity, het ons gehelp met hierdie. Ek meen, hy hoor goed. Nou gaan hy na Eli toe, en hy sê, dis wat ek hoor. Eli, shame. Eers na die 3de keer, het die oom ontdek,
dalk is dit die Here wat met hom praat. Miskien is dit die Here wat met Eli het so lanklaas van die Here gehoor, is nie snaaks nie. So dat die Here wil praat en dat die Here met 'n 7-jarige seun wil praat, daai is net okay. So Eli kom tot die slotsom, dalk wil die Here vir hom iets sê. Nou sê vir Eli, as hy weer met jou praat, antwoord hom so en dan luister na wat hy vir jou sê. Daai was die begin van 'n incredible journey vir Samuel, dat hy geleer het dat God met hom praat en nou hoe om te reageer sodat wat God vir hom sê vir hom kan duidelik word. En dan die volgende dag vra Eli vir hom, okay, so hoe gisteraand se kuier met die Here gegaan? En Samuel sê, ja, ek moet liever nie vir jou sê nie. En Eli sê, come on, if God said it, it's gonna happen. Better that I know about it now rather than later. En toe begin Samuel met hom deel, hy kan woordeskat gee vir die goed wat hy by die Here gehoor het. Daai is die journey waarop die Here met ons almal wil gaan. Dat hy praat, ontdek dit, wat hy sê, verwoord dit. En begin nie net toets dat jy by die Here gehoor het, maar met iemand wat klaar 'n pad met die Here gestap het, dit met hulle deel. Ons het reeds genoem aan die begin, die skrif gee vir ons incredible basis om agter te kom hoe die Here met mense praat en die woordeskat wat ons nodig het om dit te kan verwerk. Laastens dink ek, dis baie belangrik dat dit wat jy hoor moet strook met die karakter van die Vader, met die werk van die Seun en met die impak wat die Heilige Gees wil na vore laat bring. Jy sien, Jesus noem hom die Comforter. En Paulus praat in 1 Korintiërs 14 vers 3 van die effek wanneer die Heilige Gees gepraat het. Stigting, vertroosting en bemoediging. The gift of criticism is not a gift of the Spirit. Stigting, vertroosting, bemoediging. Dis wat die Heilige Gees wil losmaak wanneer hy met ons praat. Learn to discern what God is saying by testing it against the character of who is saying this. Learn to discern, daai twee, responding to the Holy Spirit's call, but also getting clarity by knowing, hier is die tipe gesprekke wat die Here graag met my wil hê. Kom ons land dit daar. Ek gaan jou nooi om jou oë te sluit en jou hoof te buig. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons intrek in U gesprekke. Vader, Seun, Heilige Gees, dankie dat U ons ore oopmaak vir dit wat vir U belangrik is en dit waaroor U graag wil gesels. Dankie dat U ons aandag trek met die woord. Dankie dat U ons inbring in die geheime van U hart, omdat ons U vriende is. Gee ons in hierdie seisoen wat voorlê 'n geoefende oor om te luister wanneer U met ons praat. Dankie dat U vir ons dit duidelik maak hoe en waaroor U met ons wil praat. Ons eer U vir die voorreg om saam met U hierdie pad te kan stap. In Jesus naam. Amen.